Pas hy. Kom ons sluit die oor. Die reën ook afgesit op. Kom ons sluit net die oor. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons kan weet dat U in beheer is. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons vanoggend sal wees. Here, laat U ons harte sal oopmaak. Here, laat U met elkeen van ons spesifiek sal praat. Laat U vir elkeen van ons sal wys, Here, wie ons sal vergewe. En as dit onsself is, laat ons dit vandag sal doen. Wees met ons vanoggend in die diens. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Was daai song nie awesome nie? Ek sien ek en jy, en dis wat ek vanoggend gesê het toe ek julle welkom geheet het. Ek en jy het 'n geleentheid. Ek en jy het 'n kans. 'n Kans om reg te maak. En somewhere along the line gaan daai uurglasie van ons uitloop. En as jy mooi luister na daardie woorde het dit gesê, come bring your burdens before the door closes. And that door can close on any one of us at any time. Maar weer eens baie welkom by vandag se diens. Rikus het laasweek met ons gedeel oor die onderwerp moet nie die rond slaan nie. En die skrifgedeelte is gevind in Numeri 17. En hy het gedeel dat in die eerste gedeelte toe die Israeliete nie water gehad het nie, het God gesê dat Moses die staf moet gebruik en die rots moet slaan. Ons onthou dit, ons weet daarvan, en daar toe onmiddellik water uitgekom. Maar die skrifgedeelte in Numeri 17 het God gesê dat Moses met die rots moet praat. En kom ek en jy is eerlik met mekaar vanoggend. Eers moes hy die rots geslaan het, daar het water gekom. En nou dink vir jouself, as God met jou gepraat het en vir jou gesê, jy moet met die rots praat. Gaan ons dit doen? Want eers het ek hom geslaan en toe kom maar water. So hoekom moet ek dit nou change? Maar God het 'n doel daarin gehad. En Moses het gegaan en hy die rots geslaan. En Moses was nie gehoorsaam aan God nie. Eerstens is die rots 'n voorbeeld wat Jesus voorstel vir my en jou. Sien, Jesus is ons rots. On this rock I will build my house. Jesus is my rots. En sonder Jesus is ek absoluut niks nie. Jy sien, en deur die rots te slaan beskryf dit waardeur Jesus gegaan het vir ons. En as gevolg van Moses se ongehoorsaamheid het God gesê dat hy nie die beloofde land sou binnegaan nie. En Aaron is ook gesê dat hy nie die beloofde land sou ingaan nie. En na die diens het ek julle gevra dat julle daaroor sou nadink. Dat Aaron nie vir Moses reg gehelp het nie. En ek het ook genoem dat dit amper neerkom op die gesegde, die deler is net so goed soos die steler. Jy sien, as ek iets verkeerd doen, wil ek graag hê, en dit het in hierdie week gebeur, dit is miskien hoekom ek, so 'n bietjie emotional is hierdie week, want dit het in hierdie week gebeur, dat die wond my aangevat het. En gesê het, my man, dit wat jy doen is nie reg nie. Jy moet begin regkom, jy moet begin mooi stap op hierdie paadjie. Jy sien, want as sy dit nie gaan doen nie, wie gaan dit doen? En net so by my en jou, het ons daardie persoon nodig om vir ons te sê, as ons nie op die regte pad is nie. En Aaron was daar gewees om Moses te help. Jy sien, Moses in die begin het hy 'n klomp verskonings gehad, hoekom God hom nie alleen kon gebruik het nie. Nee, ek kan nie praat nie, hierdie, daai, so. En dis hoekom Aaron daar was. En dag toe ek in die wonderlike verhouding kom, het ek haar die geleentheid gegee en haar die reg gegee om in my lewe in te praat, in my lewe in te spreek.
Net so elke keer, 7 jaar terug toe ek by hierdie gemeente begin het, het ek ook gesê dat as ek iets verkeerd doen, gee ek elke een van julle wat in hierdie gemeente is, die reg om in my lewe in te spreek, as ek iets verkeerd doen. Wel, vandag wil ek deel oor die onderwerp om die onvergeeflike te vergeef. En ek wil begin met 'n vraag, en as ek julle die vraag sou vra, dink julle dat God waarde heg aan vergif aan? Jo. Ekskuus, kom ek begin hoor. As ek julle vandag die vraag sou vra, dink julle dat God waarde heg aan vergifnis? Dink 'n bietjie mooi daaraan. Heg God waarde aan vergifnis? En ek het hier geskryf, wel, ek dink definitief so. En ek en jy dink baie keer dat daar sekere dinge is waar daar geen vergifnis kan wees nie. Is dit nie waar nie? Ek en jy dink baie keer, man, I will never forgive that person. Hoe? En sommer 'n vinnige voorbeeld. As ons gaan kyk in die nuus die afgelope tyd met klein Jocelyn, van die ma en die 2 ander manne lewenslang tronk toe gestuur is. Dan vra ons die vraag af, is hulle vergifnis werd? Hoor mooi, ek praat nie goed wat gedoen is nie. Jy sien, ek glo dat baie van ons vandag sal sê, nee, daar is geen vergifnis vir hulle nie. Hulle moet die doodstraf kry. Wel, in ons land is daar nie meer die doodstraf nie. Jy sien, hoe vergewe ek en jy die onvergeeflike? Ek wil graag lees uit Lukas 23 vers 34 in die 53 vertaling. En die woord sê die volgende: En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Net 'n paar punte wat ek met julle wil deel vanoggend. Die eerste punt is Vader. Julle sien, Jesus kon slegs vra dat hulle vergewe word, omdat Jesus in 'n nabye, intieme verhouding met God gehad het. Jy sien, mense van daardie tyd het gedink dat hulle nie direk met God kan 'n verhouding hê nie. En Jesus het gekom en aan elkeen van ons en aan hulle gewys wat 'n intieme verhouding ons wel met God die Vader kan hê. Jesus het dan ook sy disippels en elkeen van ons geleer om die Onse Vader te bid. Lukas 11 vers 2, die 53 vertaling, sê die woord vir ons. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader. Jy sien, in Aramees, die taal wat die Jode daardie tyd gepraat het die woord Vader die betekenis gehad in Engels van daddy. In Afrikaans praat ons van papa. Jy sien, baie mense, julle sal hoor, baie mense praat van papa God. En ons Engelse mense praat baie van daddy. En dis hoekom die Romeine, daardie Jode, nie daarvan gehou het nie. En ek kan skryf, en ek het hier geskryf, dit was en is 'n liefdevolle woord. Julle sien, my pa, toe ons groot geword het my pa, weet sekere omstandighede, ek weet nie hoekom nie, hy het dit so aan ons verduidelik. Toe ons groot geword het, my pa se naam is William Edward, en sy noemnaam is Wiek. En hy het ons as kinders geleer om vir hom te sê Wiek. En toe ek hom nou vra, hoekom het hy dit gesê? Toe sê hy, nee, die dag as hy in die straat afstap met my ma, en ons as kinders sê vir hom vader, of papa, of daddy, dan gaan die ander dames dink hy's getroud. En dit was sy rede wat hy vir ons gesê het, hoekom ons dit moet doen. En toe ek die Here dit aangeneem het, het ek hom begin noem, en vir hom gesê, vadertjie. So as ek met my pa praat ek van vadertjie,
En as ek praat met my ma, praat ek van moeder toe. En dis vir my is dit 'n wat sê regte Afrikaanse woord. Dis vir my 'n liefdevolle manier om vir hulle te wys hoe lief ek hulle het. Julle sien, en dis presies dieselfde met my en jou, met Vader God. Weet, as ek bid, dan sê ek, Here asseblief, ek noem hom Here. Want ek weet nie of ek te bang is op hierdie stadium om te gaan en te sê, Papa, Daddy. And I think I need to start doing it. Because God is our Father. En as ek in Engels, ek bid in Engels en ek praat in Engels, so ek praat van Vader. Jy sien, in hierdie gedeelte kom Jesus, en Jesus vra die Vader om hulle te vergewe. Wanneer ek en jy daardie persoon, die een vir wie ons so kwaad, die een wie iets aan ons gedoen het, my broer en my sussie, al is dit jy jouself, moet ons die situasie eerstens na die Here toe neem. Dan kan ek sê, nie die woorde, Here verwyder hierdie persoon asseblief van die aardbol af nie. Het julle dit al gesê? Kom, vandag gaan ons eerlik wees met mekaar. Vandag gaan ons eerlik wees met mekaar, want het ons dit? Kan ons eerlik wees? Ek het dit al gesê, Lord, please just remove this person. Sien, maar ek en jy moet die Here vra. Here, help my om daardie persoon te sien deur u oë. Nou hoor mooi, as ek daardie persoon deur God se oë kan sien, dan sien ek daardie persoon anderste. En dan kan ek ook vra, Here, help my dat ek daardie persoon vergewe, soos wat u hom of haar vergewe. Julle sien, ek het ook aangejaag. As ek daardie persoon nie wil vergewe nie, plaas ek 'n blokkade voor my. Dan kan ek nie aanbeweeg nie. Die tweede punt, vergewe hulle. Dink net 'n bietjie wat moes vergewe word. As ons gaan kyk in die woord, die aand voor Jesus se kruisiging, is hy verraai deur een van sy eie disippels. En as ons mooi gaan dink daaroor, na die diens en in hierdie week, wil ek hê dat julle 'n bietjie daaraan moet dink. Jesus het 3 jaar, as ek reg is, Rikus, 3 jaar saam met sy disippels rond beweeg. 3 jaar, so hy het geweet vandag eendag toe hy hulle gekies het. Jesus handpicked them. Jesus handpicked his disciples, en toe hy dit gedoen het, het hy geweet dat Judas hom eendag gaan verraai. Hy het dit geweet. Maar nog steeds het hy Judas gekies. Jesus is aangeraak. Die Romeinse soldate het hom met swepe geslaan. En hulle het nog 'n kroon wat uit dorings gemaak is op sy hoof geforseer. En ek het hier geskryf, kan ek ook noem, dat die Romeine wel bekend was vir 'n means of torture. Hulle het nie nonsens gevat soos wat ons sê in Afrikaans nie. Hulle het geweet hoe om mense te torture. En as ons na hierdie prentjie kyk wat afspeel, so ek en jy dink dat Jesus sou uitroep, Jesus sou skree van die pyn. En ons sou dink dat Jesus kwaad sou wees. Jesus kom en hy draai daarom en hy sê, Vader, vergewe hulle. You know what, just by Jesus speaking, kon hy hulle almal uitgewis het. Kon hy hulle almal uitgewis het. Want God het die aarde geskep deur net te praat. En ons weet dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees daar is. En Jesus is die Seun. En dit kon so gewees het en everything would have been done. He wouldn't have had to go through that.
Nou die vraag wat ek wil vra is, wie is die hulle? En ek glo seker die Romeinse soldate, die wie hom so gemartel het, die wie hom aan die kruis vasgenaal het. En selfs toe Jesus vir hulle bid, was hulle dan nog besig om te dobbel vir sy klere. Miskien was dit hulle wat vergewe moes word. Dan is daar nog die Joodse leiers wat gesê het dat Jesus gekruisig moet word. Die wie Judas die 30 silwermunte betaal het. Dit kon ook Pontius Pilatus gewees het. Miskien was dit die skare gewees wat geskree het dat Jesus gekruisig moet word. En dat hulle Barabbas moet vrylaat. Miskien is dit ek en jy wat vergewe moet word. Jy sien, ons weet dat ons op 'n daaglikse basis sondig. Jesus het gesterf sodat ek en jy vrygekoop kan word. Daar is baie mense wie ons kan blameer. Wanneer ek en jy kyk na vergifnis beteken, vergifnis se betekenis, en ek het dit gaan Google en julle weet ek Google. Al wat ek nie gaan Google nie is 'n siekte, want Google is not the right doctor to see. Maar as ek 'n woord gaan soek, dan gaan Google ek dit, want ek het nie meer 'n HAT woordeboek by my. Ek het nie. En Google het vir my gesê, die sinoniem vir vergifnis is woorde soos absolutie, begenadiging, genade, genade betoon, kwytskelding, vergewing, verontskuldig, verskoning en vryspraak. Jy sien, dis wat die sinoniem van vergeef is. Kwytskelding, everything that you've done is forgiven. Hoe kan ek sê? The sheet has been wiped clean. Dis wat vergifnis is. Nou as ek en jy mooi na die woord gaan kyk, moet ons iets gedoen het om vergewe te word. Dis dit nie die waarheid nie. Ek gaan nie mos net na die wond toe gaan en sê, oh, babe, I forgive you. Of sy gaan nie na my toe kom en sê, oh, Brett, I forgive you nie. Ek moes iets gedoen het, ek moes ergens aangejaag het. En daardie aanjaag moes iets onverstoonbaar gewees het. So, hoe kan dit dan gegee word? Die derde punt, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou as ek die vraag vra, dink julle dat die Romeinse soldate geweet het wat hulle doen? Kom ons dink 'n bietjie mooi daaraan. Dink julle hulle het geweet wat hulle doen? Jy sien, dis 'n catch-22 situation, soos ons in Engels sal sê. Ja, hulle mag miskien moontlik geweet het wat hulle doen, want hulle het Jesus gemartel, hulle het hom aangerand, hulle het hom vasgenaal aan 'n kruis. En dan die catch-22 situation kom daar, maar het hulle dit nie in opdrag van hulle meerderes gedoen? Jy sien, as ek 'n opdrag kry by my senior mense, en nie as hulle dit weet, daar's in ons regulasies is daar ingeskryf, as dit 'n wettige opdrag is, moet jy dit uitvoer. Maar as jy weet dat dit nie 'n wettige opdrag is nie, kan jy sê nee. Of nie kan jy sê nee, moet jy eintlik sê nee. Jy sien, maar het hulle regtig geweet wat hulle doen? Het die mense wie Jesus se arrestasie vir maande al beplan het, geweet wat hulle doen? Selfs die mense wie daar was met Jesus se kruisiging, die mob, die skare, dink julle dat hulle enige verantwoordelikheid gedra het vir hulle aksies? En dan wat van my en jou? Is ek en jy onkundig wanneer ek en jy sondig? You see, sometimes I am a repeat offender when it comes to sin. Because sometimes I repeat the same sin over and over and over and over again. En dan kan ek nie onkunde inbring nie. Dan sit ons sommer 'n woord daarin van aspris. Ek is baie keer aspris.
En ek het weer hier geskryf, kom ons kom vandag en ons wees eerlik met mekaar. Daar is nie een van ons op hierdie aarde wat kan sê, ek is nie verantwoordelik vir my sonde nie. Jesus vra dat God hulle sal vergewe, gebaseer op 'n sekere deel van onkunde. Al het elke groep wat genoem is 'n deel gehad in Jesus se dood, mag hulle onkundig gewees het met wat hulle eintlik gedoen het. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 2 vers 8 in die NLV, maar die heersers van hierdie wêreld het dit nie begryp nie. As hulle dit wel begryp het, sou hulle nooit ons Here aan wie die heerlikheid behoort gekruisig het nie. Jy sien, as hulle dit geweet het, sou hulle opgestaan het en gesê, no, we're not doing it. Sien, die Romeinse soldate het gedink dat hulle net iemand kruisig wat 'n krimineel is. Die Jode het gedink dat Jesus 'n imposter is. Hy kan dan nie die Messias wees nie. Nou wat weer eens van my en jou? Is ek en jy partykeer bietjie onkundig met ons sonde? Jy sien, dit is mos maklik vir my en jou om te sê, ag, dit was net 'n wit leentjie. Dit is mos maklik aansien om sekere dinge goed te maak. As ek weet dat dit eintlik verkeerd is, dan I sweet talk it. En ek wil hê dat ons vandag sal sien dat dit ons sonde is, wat Jesus op die kruis gesit het. En ek het hier geskryf op my Boeta en Sissa, sonde is sonde. Sonde is sonde. Daar is nie klein sonde en groot sonde nie. En ek het hier geskryf ook, kan ek sê dat ek glo dat ek en jy in die mop en die skare sou wees met Jesus se kruisiging. Jy sien, want dit is vir my partykeer makliker to go with the crowd. Wie wat ons het volgende daarvan gepraat? Ernest, it's easier to go with the crowd than to stand up and to say no. Want ek wil nie uitstaan nie. Jy sien, ons sou tussen daardie wees wat sou geskree het, kruisig hom, kruisig hom. En as ons vandag sit en dink, en ekskuus, kan ek dit regtig eerlik sê, ons het daar gesê en saam geskree het, kruisig hom, kruisig hom. En as ek en jy dink, dat ons dit nie sou sê nie, hoekom sondig ek en jy dan? Ek is nie 'n prokureur vandag nie. Ek is nie 'n advokaat nie. I'm here because God had laid this word on my heart. Jy sien, en ek het hier ook, hoekom wil ons nie die persoon vergewe wie teen ons gesondig het nie? Dink ons is beter as daardie persoon? Of kan ek sê dat trots in my en jou pad staan? Kan ek sê dat ek en jy nie beter is as daardie persoon nie? Elke een van ons is sondaars. Romeine 3 vers 23 in die Boodskap Bybel sê die woord vir ons die volgende: ons almal is sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer. Plain and simple. Plain and simple. I am not better than anybody else. I am not. Ons almal is sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie. Weer eens soos wat ek gesê het 2 weke terug in my boodskap. Hurting people hurt people. Ek sien as ek 'n seer in my het. As ek 'n seer in my het waar nie 'n persoon vergewe het nie. Wat doen ek? Ek maak terugseer. Ek maak terugseer want ek sien nie die persoon deur God se oë nie. I don't.
En Rikus het dit mooi opgesom vanoggend. Vanoggend het ek nie gepraat oor myself of jouself nie, maar ek bring dit in. Because sometimes we need to forgive ourselves. And if we don't forgive ourselves, we hurt ourselves. En ek het hier geskryf, ons almal het vergifnis nodig. Jesus kom en sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus praat in hierdie teksgedeelte ook van my en jou. Soos wat ek en jy kom en God se vergifnis kry, moet ek en jy, hoor mooi daardie woord, moet ek en jy vergewe. Miskien weet die ander persoon nie is dat jy kwaad is vir hulle. Miskien weet die ander persoon nie is, hulle worry nie is daaroor. En kan ek sê, you staying out of heaven because of that person. Plain and simple. Dan gaan nie meer doekies omdraai. Maybe you staying out of heaven because of that person. Ek wil graag gaan afsluit met die volgende. Ek en jy kan kom en weer eens. Ons sê nie dat dit wat hulle gedoen het reg is nie. Hoor mooi wat ek sê. Ek sê nie wat Jocelyn se ma en die twee kriminele gedoen het reg is nie. Geregtigheid moet geskied. Maar as hulle in die tronk kom en hulle kom na die Here en sê, Lord, please forgive us. We accept you as our Savior. Kan ek en jy kwaad bly daarvoor? As daardie persoon wat iets aan my gedoen het, na die Here toe gekom het en gesê, Here, vergewe my vir my sondes. Ek neem U aan as saligmaker en verlosser. Kan ek mooi vir julle sê vandag? Do I want to stay out of heaven because of somebody else? I don't want to. I don't want to. Julle sien wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. En die belangrikste is, daar bly nog steeds 'n keuse by my en jou, of as daardie persoon gaan vergewe of nie. En ek wil dit net by julle laat, hoe sou jy gevoel het? En hoor mooi hier. Hoe sou jy gevoel het as jy geweet het dat God 'n keuse het om ons te vergewe of nie? God se woord sê, maak nie saak hoe groot die sonde is nie, ek sal jou vergewe. Daar's 3 of 4 punte wat hy genoem het wat se sonde nie vergeefbaar is nie. As jy teen God draai, as jy teen die Heilige Gees is, in die skrif is dit. Maar as ek aangejaag het, as ek moord gepleeg het, en ek kom by die Here en ek vra vir vergifnis vir my dade, en ek neem Jesus Christus aan as saligmaker en verlosser, weet ek dat God my vergewe het. Maar as God die keuse gehad het om te sê, no, Brent, I'm not going to forgive you. Because why did you do that? Why? Hoekom? Hoekom hierdie? Hoekom daai? Sou ek en jy gesondig het? Sou ek die moord gepleeg het? Definitief nie. Jy sien, ek weet dat God se vergifnis daar is, omdat hy 'n genadige God is. God se genade het my vrygekoop. God weet dat ek elke dag sondig, maar nog steeds vergewe hy my. My laaste 2 sinne en dan is dit klaar. Eerste een. Hoor mooi. Die eerste een. Vergewe voordat dit te laat is. My boetie en my sussie, hoor mooi. Vergewe voordat dit te laat is. En dan die laaste een. Wie is ek en jy dat ons nie kan vergewe as God ons vergewe nie? Ek wil hê dat julle daaraan moet dink.
Kom ons lê die woord. Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat ons weet dat u 'n genadige God is. Here, my gebed vanoggend is dat u Heilige Gees die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat Here, dat ons daardie laaste twee voorbeelde, daai laaste twee sinne sal gebruik, vergewe voordat dit te laat is. Here, want ons weet nie wanneer u gaan kom om ons te kom haal. Lord, I don't want to go to hell because of somebody else that I have not forgiven. Here, wys my wie ek moet vergewe. Here, as ek myself moet vergewe, help my om myself te vergewe. En dan Here, laat ek sal besef, wie is ek as u kan vergewe en ek nie kan vergewe. Help ons om daardie persone deur u oë te sien. Want u was so lief vir elkeen van ons. Die woord sê, want so lief het u die wêreld gehad dat u Jesus gestuur het, sodat die wie in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, u het dit gedoen vir elke persoon op hierdie aarde. Elke een wie u naam uitroep, elke een wat na u toe draai. Here, help ons om dit te besef. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerande opneem.